waters van rust. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Goeiedag vriende en welkom by ons laatmiddag oordenking. Ons kyk vandag na Job hoofstuk 35. Nou in Job 34 vers 36, dis die teksgedeelte wat ek laas Woensdag oor gesels het Elihu gesê dat Job nou getoets gaan word. En hier in Job hoofstuk 35 is Elihu nou besig om vir Job te toets, soos hy ook voorgeneem het in Job 34 vers 36. Kom ons kyk na verse 1 tot 8 van Job hoofstuk 35. Elihu het voortgegaan. Dink jy dit handel die saak af as jy sê ek sal my reg van God ontvang, en dan aanhou om te sê wat baat dit my, wat kan ek wen as ek nie sondig nie? Daarop sal ek jou en ook jou vriende by jou antwoord. Kyk op, kyk na die hemel, kyk na die wolke hoog bokant jou. As jy sondig, wat doen dit aan God? As jy baie kere oortree, hoe raak dit hom? As jy sonder sonde is, wat baat dit hom? Wat kry hy van jou? Jou sonde raak jou medemens en jou onskuld raak jou medemens. Vriende, Elihu haal vir Job aan in vers 3 waar Job gesê het, wat baat dit my, wat kan ek wen as ek nie sondig nie? Nou, Elihu sê, dis wat Job nou sê. Volgens Job het Job geen voordeel uit sy goeie lewe getrek nie, daar is niks vir hom gegee nie, dis wat Elihu nou van Job sê. Elihu het al hierdie punt voorheen in Job hoofstuk 34 vers 9 gemaak. Job het egter vroeër in die boek Job hierdie tipe uitgangspunt aan die goddelose toegeskryf in Job 21 vers 15 en nie aan homself nie. Soos Job het dit nog nooit in van homself gesê nie. Dis egter presies op hierdie punt, vriende, wat Job getoets word. Ons kan onthou dat in die begin van die boek Job Satan gesê het vir Job, vir God, dat Job, en dis nou in Job hoofstuk 1 vers 9, dat Job se vroomheid net wentel om Job se eie belang. Dus as God nou al hierdie goed van Job wegvat, al hierdie voordele van Job wegvat, dan sal Job ophou om vir God te dien. Maar ons weet ook dat Job dit nie gedoen het nie. Job het God nie verlaat nie, Job het God nie vervloek nie. En daarom is die Satan natuurlik heeltemal verkeerd in hierdie beskuldiging wat hy aan Job toedig. Nadat Elihu Job se kant van die saak gestel het, praat Elihu nou hiervan vers 3 af, praat Elihu nou met die omstanders hier nou om Job, en dis nou Job se vriende en so voors. Nou Elihu se argument teen dit wat Job nou gesê het. Job het nou gesê, wat baat dit 'n mens, wat se voordeel trek jy daaruit as jy nou God se wil doen? Elihu se teenargument is om te sê dat God so groot is, dat teen God se grootheid Job eintlik niks beteken nie. Dus God se skepping is so groot, dat Job in vergelyking met hierdie grootheid van die skepping eintlik maar baie klein is. Daarom affekteer Job se skuld of onskuld vir Job, vir God glad nie te veel nie. Dis wat Elihu nou sê. Maar, vriende, is Elihu reg met dit wat hy hier sê? Beteken Job se skuld of se onskuld regtig so min vir God? Elihu maak dan hier op die einde van hierdie gedeelte hier by vers 8, maak hy die punt dat die mens se skuld of se onskuld meer die mense medemens raak, as vir dit vir God raak. En hierin is Elihu egter ook nie verkeerd nie. Kom ons kyk nou na verse 9 tot 16 van Job hoofstuk 35. Mense roep om hulp onder hulle swaar verdrukking. Hulle soek hulp teen die geweld van mense met mag.
Maar hulle vra nie na God, hulle maker, na hom wat selfs in die nag 'n lied kan laat sing nie. Na hom wat aan ons meer verstand gegee het as aan die diere, meer insig as aan die voëls. Mense roep om hulp, maar hy antwoord nie, want hulle is vol hoogmoed en boosheid. God luister nie na hol woorde nie, die Almagtige slaan daar geen ag op nie. Ook nie as jy sê dat jy hom nie sien nie, dat jou saak voor hom is, dat jy op hom wag nie. As jy sê hy straf nie in sy toorn nie, hy dra geen kennis van die sonde nie. Job, wat jy praat is wind. Jy praat en praat, maar sonder kennis. Vriende, volgens Elihu is God oningeïnteresseerd. God is nie net oningeïnteresseerd in die mens nie, maar God is ook oningeïnteresseerd vir die wat om hulp roep soos Job. Nou, ons moet 'n onderskeid maak hier tussen mense wat om hulp roep en mense wat hulle na God wend in hulle hulp, waar hulle om hulp roep. Elihu sê, hierdie is nou net mense wat om hulp roep, maar nie hulle na God wend nie. Inteendeel het God geen tyd vir die wat om hulp roep en hulle nie na hom toe wend nie, volgens Elihu. Vers 9 beskryf mense wat om hulp roep wat deur magtige mense onderdruk word. Maar al word hulle deur magtige mense onderdruk, sê Elihu, roep hulle nog steeds nie eintlik na God om hulp nie. Maar volgens Elihu moet hulle na God toe kom om hulp, want God kan selfs in die nag, wanneer die mens op sy weerloosste is, kan God die mens help. Die mens is veronderstel om na God toe te gaan om hulp te vra, want God het die mens verstand gegee. Vers 11. Ons kan nou net aflei dat Elihu hier bedoel dat diere en voëls sal ly, sal seer kry, maar hulle kan nie om hulp roep. Hulle kan nie om hulp roep na God toe nie, waar die mens dit wel kan doen. Omdat die mens om hulp roep, maar nie na God om hulp roep nie, sal God nie na die mens luister nie, volgens Elihu. Die mense weiering, volgens Elihu, om na God om hulp te roep, is dan ook 'n teken van die mens se hoogmoed en boosheid. Volgens Elihu, vriende, is God ver weg verwyder van menslike gesondheid of menslike sonde, die mense eie idees oor geregtigheid of die mense se pyn, enigiets wat beskrywend is van die menslike toestand. Volgens Elihu is God ver hiervan verwyder. Dus volgens Elihu, hoekom sal God nou na Job luister? Job is nou bekommerd dat God nie vir Job raak sien nie, sodat God hom dan raak sien, want Job wil graag hê God moet nou sy saak hoor. Soos Job is bekommerd dat God hom nie raak sien nie, dan sê Elihu, maar wat verwag Job? Wat verwag Job? God is te magtig om nou na hom te kyk. Job sien nie vir God raak nie, soos hoekom sal God nou vir Job raak sien? Daarom is alles wat Job sê op die laaste vers, volgens Elihu, daarom is alles wat Job sê soos wind en sonder kennis. Vriende, vandag se gedeelte, Job hoofstuk 35, was maar 'n betreklik kort gedeelte. Ek wil egter saam met hierdie gedeelte twee belangrike standpunte bespreek wat ons kry in Job hoofstuk 34 en in Job hoofstuk 35. Die eerste standpunt wat Elihu maak en dan natuurlik ook met baie mense kan ooreenstem, is dat die mens niks van God kan verwag nie. Dis nou wat Job, volgens Elihu wat Job sê, wat 'n voordeel is daarin om God te volg. Daar's geen voordeel nie, mens kan niks van God verwag nie, dis die eerste standpunt. Ek gaan hierdie standpunt eers bespreek. Dan die tweede standpunt is dat God niks van die mens soek nie. Die mens beteken eintlik niks vir God nie, God het niks van die mens nodig nie, God soek niks van die mens nie. Dis hierdie twee standpunte wat ek wil bespreek. Maar kom ons kyk eers na hierdie standpunt wat sê dat die mens eintlik maar niks van God kan verwag nie, daar's eintlik geen voordeel daarin om God te volg nie. Vriende, in alles wat Elihu tot dusver gesê het, kan ons agterkom, Elihu is ook maar 'n groot voorstander van die vergeldingsteologie. Ons het al baie in hierdie gedeeltes oor die boek Job gepraat oor vergeldingsteologie, en vergeldingsteologie is daar die eenvoudige teologie wat sê, jy doen goeie goed, God beloon jou, jy doen slegte goed, God straf jou, oorsaak en gevolg teologie.
baie eenvoudige teologie. Nou Job se 3 vriende, Job self en Elihu is 'n voorstander van hierdie tipe teologie. En al wou Elihu ons hier in die begin laat glo dat hy iets nuuts na die tafel sou bring, weet ons teen hierdie tyd dat dit nie die geval is nie. Elihu herhaal maar net die argumente wat Job se 3 vriende ook gemaak het. Nou Elihu daag Job se standpunt in Job hoofstuk 34 vers 9 uit waar Job gesê het, dit baat nie die mens om die wil van God te doen. Dus daar's geen voordeel vir die mens om die wil van God te doen nie. Maar eerder om in die res van Job hoofstuk 34 dit nou te beskryf hoe die regverdige wel beloon word, lig Elihu eerder die ander kant uit van hierdie standpunt wat sê dat goddeloses wel hulle pyn verdien en hulle pyn gaan kry. Die implikasies hiervan vir Elihu is dat Job nie deur God gestraf word omdat Job nou net 'n bietjie minder regverdig is nie. Maar eerder word Job deur God gestraf want Job is goddeloos en daarom verdien Job sy straf. Soos Elihu probeer nie die ander gedeelte ontdek van waar die regverdiges wel beloon word nie, maar gaan die ander kant toe waar die boosaardige, die goddelose wel gestraf word, om dit dan direk op Job toe te pas. Vriende, maar is dit waar dat daar geen voordeel vir die mens is om die wil van God te doen nie? Is dit so? Is daar nou absoluut geen voordeel vir die mens in om God te volg, 'n kind van die Here te wees nie? Is daar geen voordeel daarin nie? Om die vraag te beantwoord, moet ons dalk kyk eers na wat Job en Elihu bedoel met voordeel of baat. Ons kan die voordele wat Job self van God ontvang het hier in die begin van die boek Job, in Job 1 vers 2 tot 4, en die voordele wat Job dan self beskryf wat hy ontvang het van die Here in Job 29, as 'n tipe meetinstrument sien om te bepaal wat Job en Elihu se voordele, wat hulle sien is voordele van God. Voordele van God sal dan wees, die baat wat God vir mense sal gee om hom te dien, sal dan wees 'n groot en gelukkige familie, 'n rykdom, status, gesondheid, invloed. Dit sal wees die teenoorgestelde van wat Elihu in die res van hoofstuk 34 beskryf as die wat die goddelose sal ontvang. So die regverdige sal die groot en gelukkige familie, rykdom, status, gesondheid, invloed ontvang. Die goddelose sal dan nou weer, hulle familie sal van hulle weggeneem word, hulle geld van hulle weggeneem word, geen status nie, hulle sal siek word. Soos ons kan nou duidelik sien, wat se voordele is daarom God te volg, volgens Elihu en Job, die nadele om God te volg, om God nie te volg nie, is dan die res. Dus is dit waar dat daar geen voordeel vir die mens is om die wil van God te doen nie. Vriende, volgens die boek Job, is die grootste voordeel wat daar is in om God te volg, God self. Om God te volg is om God te ken. So die grootste voordeel daarin om God te ken en God te volg, en die wil van God te doen, is om dan een met God te wees. Die boek Job begin met die vraag, sal Job vir God vervloek as God al sy voordele van Job wegneem? Job het tot dusver in die boek nog glad nie vir God vervloek nie, hy het nie God verlaat nie, hy is nie weg van God af nie, hy is beslis opstandig oor die onregverdigheid wat hy voel God hom aangedoen het. Maar al dink Job dat God hom onregverdig behandel het Job nog nooit by 'n plek gekom wat hy sê, maar ek glo nou nie meer aan God nie, of ek het God verwerp, of ek gaan God nie meer dien nie. En hierdie is baie belangrik. Soos Job is nog steeds dienende, en Job is nog steeds 'n kind van die Here, al is al hierdie voordele van hom al weggeneem. Die voordeel, vriende, vir ons daarom om die wil van God te doen, is om God te kry. Ons leer God ken deur sy wil te doen. God openbaar hom aan ons, en hoe meer ons in God is, hoe meer is God in ons. Paulus praat baie hiervan. En wat die boek Job vir ons wil sê, is dat God op die einde van die dag
Die belangrikste voordeel is wat 'n mens in hierdie lewe kan kry. Nou Job se geval is uitsonderlik. Dis uitsonderlik dat mense God dien en soms net alles met hulle sleg gaan. Baie kere, maar nie altyd nie, bring 'n verhouding met God vir ons meer voordele as nadele. Die voordele is ongelukkig nie altyd die fisieke en die materiële voordele nie, maar die voordele in hoe ons dink en hoe ons in hierdie lewe ons plek kry. Ons het baie kere wanneer ons met God besig is en wanneer ons in 'n verhouding met God staan, het ons 'n baie beter besef van wie ons in hierdie wêreld is, wat ons in hierdie wêreld moet doen en wat God van ons verwag in hierdie wêreld. En daarom kan mense wat aan God behoort, kinders van God, ook baie meer betekenis uit hulle lewe uit kry. En dit is natuurlik 'n baie groot voordeel. Ons geloof maak ook dat ons baie kere verhoudings gaan herstel wat ander mense net los, soos kinders van die Here wat regtig erns maak met hulle geloof, het dan ook baie kere beter verhoudings met hulle kinders en hulle familielede en hulle vriende, want hulle probeer verhoudings herstel. Ons praat nou van best case scenario, want jy sal dan vir my sê, maar jy ken baie Christene wat nie so is nie, maar ek sê nou soos wat 'n Christen veronderstel is om te wees. Ons geloof help ons baie kere om beter mense te wees in 'n slegte wêreld, en daarmee beïnvloed ons ook mense om ons, en mense word baie keer geïnspireer deur gelowiges se lewens om te sê, maar ek wil graag so goeie lewe soos hierdie gelowige. Daar is so baie voordele wat 'n mens kan kry deur die wil van God te doen. Die standpunt wat gemaak is, vriende, is dat ons niks van God kan verwag nie. Vriende, dit is waar in die sin dat ons nie die wil van God doen omdat daar sekere voordele vir ons in is. Soos ons doen nie die wil van God, ons volg nie God en ons is gehoorsaam aan God want ons verwag iets nie. Dit is waar in daardie sin. Ons doen nie die wil van God omdat ons sekere dinge, soos rykdom, gesondheid en seëninge van hom verwag nie. So ons verwag eintlik niks van God nie. Ons doen eerder die wil van God omdat hy dit van ons verwag. So ons verwag niks van God nie. Ons volg God, ons is gehoorsaam aan God, maar ons verwag dat hy niks in sy eie weer terug moet doen aan ons nie. Dit wat ons kry, sien ons dan as 'n seëning, nie as 'n verwagting nie, maar as 'n seëning waarvan ons ook dankbaar is. Vriende, ons het natuurlik as Christene baie beter verstaan van die lewe as Job. En daarmee bedoel ek nou dat Job nie die ewige lewe geken het nie. Die woorde wat Jesus gesê het, glo my en jy sal vir ewig lewe, Job het dit nog nooit gehoor nie. Dus as daar in Job se tyd nie vreugde in hierdie lewe was, die lewe wat 'n mens nou geleef het, sou daar ook nie vrede gewees het in die lewe daarna nie. Dis nou die Sheol, die doderyk, waar jy eintlik niks is nie. Nie vreugde hier nie, ook nie vreugde daar nie. Ons, aan die ander kant, vriende, lewe met die wete dat ons altyd meer van God kan verwag, nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die lewe hierna. Dit beteken nie dat ons lewens het wat van siekte en lyding en swaar kry gestroop is nie, maar eerder dat ons weet dat God eendag ons trane self sal afdroog. Vriende, die tweede standpunt waarna ek wil raak is dat God niks van die mens kry nie. Nou, Elihu het gesê, God het geen voordeel daarom om die mens te ken nie, soos God is glad nie bekommerd of besorg oor die mens nie. Die mens kan eintlik maar aangaan en doen net wat hy wil. Volgens Elihu word God nie geraak deur die mense alledaagse probleme nie. Want wat kan God van die mens kry? Dis nie asof die mens een of ander behoefte van God moet tevrede stel nie. Vriende, dit is belangrik om te besef dat God wel niks van die mens nodig het nie. God is almagtig. God is alomteenwoordig. God is in homself genoeg, in die drie eenheid, genoegsaam en het niemand of niks nodig nie. Dit is waar. Die Bybel leer vir ons dat God nie behoeftes het wat deur mense vervul moet word nie.
In 'n reeks retoriese vrae in Jesaja 40 vers 12 tot 14 word gevra, wie die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan die gees van die Here pyl, wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy, dat die hom tot insig sou bring, en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom, dat hy met insig kan optree? Die psalmdigter kritiseer in Psalm 50 vers 12 tot 13, diegene wat dink dat God nie sonder offers kan lewe nie. Ek sou jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Eet ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer, of drink ek die bloed van bokke? In Handelinge 17 vers 24 tot 25 in een van Paulus' toesprake sê Paulus, God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie, inteendeel is dit hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Vriende, wanneer ons begin vergeet dat God die mens nie regtig nodig het nie, dan word ons baie kere geestelik hoogmoedig in die sin dat ons dink dat ons vir God 'n guns doen om sy kind te wees. Maar die Bybel leer ons ook dat God uit sy eie wil wel in 'n verhouding met sy skepping wil staan. Psalm 147 vers 11 sê vir ons dat hy op prys stel die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Psalm 149 vers 4 sê vir ons, die Here is goed vir sy volk, hy kroon die hulpeloses met oorwinning. Spreuke 11 vers 20 sê vir ons, die Here verafskie mense wat nie opreg is nie, hy hou van mense wat onberispelik lewe. Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons, as die mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Spreuke 15 vers 8 sê vir ons, die Here het 'n afskuw van die offers van goddeloses, maar hy aanvaar die gebede van opregtes. Vriende, God dis nie net transcendent nie. Nou wat bedoel ek met transcendent? God is dis nie net ver weg van ons, bo ons begrip, ver weg in die hemele, ons kan opkyk na hom, maar ons gaan nooit by hom kom nie. God is dis nie net transcendent nie, maar God is ook immanent. Nou wat bedoel ek met immanent? Immanent is hier by ons, tussen ons, hier by ons. Soos God is transcendent op die een kant, maar God is ook immanent. Die verhaal van die Bybel wys vir ons dat God moeite doen met die mens. So God het die mens nie nodig nie, maar God wil graag in 'n verhouding met die mens staan. Nou die verhaal in die Bybel vertel vir ons ook dat die mens altyd hierdie verhouding probeer vernietig, want die mens probeer soos God wees. Sonde is rebellie teen God. Die mens probeer heeltyd rebelleer teen God, die mens het hierdie geneigtheid om God en sy medemens te haat, en soos die mens gaan en hy verbreek heeltyd hierdie verhouding met God. En ons sien heeltyd in die Bybel dat God kom en heeltyd hierdie verhouding met die mens probeer herstel, totdat ons nou kom by Jesus Christus se kruisiging en opstanding, en daar hoor ons dat God nou klaar vir altyd homself met ons versoen het. Vriende, Elihu verteenwoordig hier 'n stem. En ons het nou al gesê dat al hierdie sprekers in Job 'n sekere stem, 'n sekere uitgangspunt, 'n sekere invalshoek verteenwoordig. Elihu kom ook hier en hy verteenwoordig 'n sekere stem. En hy verteenwoordig hierdie stem wat God se onaantastbaarheid, God se transcendensie bo God se immanensie, God se by ons se Immanuel wese wil stel. Soos hierdie stem sê, God is net transcendent, God is nie immanent nie. Elihu is verkeerd, vriende, as hy sê dat God so ver van ons verwyder is, dat God niks te doen het met ons menslike sonde, ons menslike geregtigheid en swaar kry nie. In die inleiding van die boek Job is dit reeds hierdie vraag van die Satan wat God uitdaag.
Is Job net in 'n verhouding met God, omdat Job deur God geseën word? Of het Job werklik vir God lief en wil Job werklik vir God dien? Hierdie vraag is dan wat hierdie hele verhaal van Job ook dan vir ons oopmaak en laat gebeur. Vriende, kom ons lees in Job hoofstuk 36 wat Elihu verder te sê het. Elihu het voortgegaan. Wag nog 'n bietjie, laat ek verder met jou praat. Daar is nog argumente vir God se saak. My kennis kom van ver af. Ek wil aantoon dat my Maker regverdig is. Wat ek sê is nie versinsels nie. Ek weet wat ek praat. God is magtig, maar hy sien op niemand neer nie. Hy is magtig en sy wysheid is groot. Hy laat die goddeloses nie in die lewe bly nie. Hy laat reg geskied aan die verdruktes. Hy sorg vir die regverdiges. Hy laat konings regeer selfs baie lank. Maar as hulle verhef, word hulle vasgevang in boeye geknel deur swaar kry. So laat God hulle besef wat hulle gedoen het, hoe hulle gesondig het toe hulle hoogmoedig geword het. Hy laat hulle ag gee op sy bestrawing. Hy vermaan hulle om hulle van die sonde te bekeer. As hulle luister en hom dien, sal hulle dae in voorspoed deurbring, hulle jare in welvaart. As hulle nie luister nie, as hulle sterf, sal hulle doodgaan omdat hulle nie tot insig wou kom nie. Die godloses hoop die toorn van God nog meer teen hulle op. Hulle roep self nie om hulp as God hulle in boeye laat vasvang nie. Hulle gaan jong dood, hulle skandelike lewe is gou verby. Maar God bevry die mense in nood uit hulle ellende. Hy laat hulle op hom ag gee in hulle verdrukking. God het jou na hom toe getrek weg van gevaar af. Hy het jou veilig laat lewe. Dit was rustig aan jou tafels vol oorvloed. Maar nou het die oordeel wat die goddelose toekom jou voluit getref. Oordeel en straf het jou ingehaal. Moenie dat jou grief jou tot uittarting verlei nie. Moenie jou saak wil regstel met 'n groot omkoopgeskenk nie. Kan hulpgeroep jou help? Nie in jou ellende nie. Ook nie al roep jy met al die krag waaroor jy beskik nie. Moenie smag na die donker van die nag, die tyd wanneer mense sterf nie. Moet ook nie jou toevlug neem tot sondes nie. Jy verkies dit immers bo swaar kry. Die mag van God is groot. Wie kan 'n mens tot insig bring soos hy? Wie kan van hom rekenskap eis oor sy dade? Wie kan sê, u het verkeerd gedoen? Dink liewer daaraan om sy werk te roem, sy werk wat deur mense besing moet word. Alle mense kan dit sien, al neem hulle dit net van ver af waar. God is groot, ons kan sy grootheid nie begryp nie. Sy jare kan nie bereken word nie. Hy trek vog op uit die see, hy haal reën uit die groot waters uit. Dan gee die wolke water uit, laat hulle dit op al die mense, laat hulle dit op al die baie mense val. Kan iemand verstaan hoe die wolke beweeg en hoe die weer dreun daar in die woonplek van God? Hy versprei die weerlig deur die lug en bedek die bodem van die see. So regeer hy oor die volke, hy gee kos in oorvloed. Hy vat die weerlig in sy hand en stuur dit op die doelwit af. Die onweer kondig aan dat die storm kom, die vee snyf die lug op voor die storm losbreek. Vriende, soos julle kan sien is Job hoofstuk 36 baie meer uitgebrei as Job 35, maar ons kan ook sien dat soos met Job se vriende en Job self, dat Elihu ook nou by 'n plek kom wat ons dink, maar Elihu, jy het hierdie goed nou al gesê, hoekom sê jy dit weer? Maar vriende, ons moet onthou dat ons besig is met poesie. En poesie werk met herhalings om 'n punt meer te benadruk, en hier in Job sien ons baie van hierdie herhalings wel plaasvind. Ons moet besef dat hierdie 'n poëtiese stylfiguur is om 'n punt oor te dra. Vriende, ek gaan vir 'n week net bietjie op verlof, soos volgende week Woensdag gaan ons nie 'n laatmiddag oordenking hê nie, maar ons gaan die 14 April, die week daarna, DV nou na Job hoofstuk 36 kyk. Theo gaan nou vir ons 'n lied sing, waarna ek gaan afsluit met gebed.
meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd om hier om U te ken. Meer as silwer, meer as geld, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit oneindig veel meer, was die prys wat U betaal het hier. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van die sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd o Heer om U te ken. Meer as silwer, meer as geld, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het. Vriende, julle moet 'n baie goeie week hê. Hierdie is nou 'n baie kort week. Woensdag, ons het nou lang lydingsweek en dan het ons Vrydag is Goeie Vrydag, Sondag is Paasondag. Natuurlik 'n baie belangrike feestyd ook in die kerk tot die jaar en ook vir ons as Christene. Vriende, die dood en die opstanding van Jesus Christus, ons Here, is reg die middelpunt van ons geloof. Dis waar alles saamkom en waar alles
ook versprei. Soos ek gesê het in my gemeentebrief, alles voor hierdie Goeie Vrydag en Paasondag berei ons voor vir hierdie oomblik en alles van hierdie oomblik af gee vir ons die redes hoekom ons moet gaan lewe in hierdie wêreld soos ons moet lewe. Vriende, hulle praat van 'n derde vlaag en die regering het gesê dat hulle nog inperkings wil instel in hierdie tyd. Ons weet ook dat Paasnaweek 'n tyd is van rondreis en vriende gaan sien, maar ons hoor ook van baie ander lande en ook hier in Suid-Afrika dat die derde vlaag ook gaan wees. Mense het ons al gewaarsku oor 'n ernstige vlaag en dan het dit ook so uitgewerk. Vriende, soos asseblief deur hierdie tyd, wees versigtig, behou sosiale afstand, moenie daai kuiers gaan opsoek wat maar bietjie kan wag nie, wees asseblief verantwoordelik. Vriende, ek vra dit van julle in my eie lewe ook, ek kom ook maar agter dat sodra die groot gevaar verby is, mense al hoe meer bietjie laat gaan, en dan moet 'n mens maar net weer vir jouself sê, die gevaar is nog nie verby nie, wees verantwoordelik. Ek het ook nou gehoor dat my broer en my broers kinders ook nou positief is, en hulle gaan ook daardeur, soos, dit is maar 'n moeilike tyd, en dit kom al hoe nader aan ou se huis, en ons almal ken ook mense wat nou al deur hierdie verskriklike pandemie aangeraak is. Vriende, ons almal, ek dink nie daar's een persoon wat dit nie wil hê nie. Ons wil net so graag weer terug gaan normaal toe. Ons het gedink normaal sal altyd so wees, en ons het by 'n plek gekom wat so baie van normaal net nie meer daar is nie. Vriende, ons weet ook nie hoeveel sal weer normaal wees in die toekoms nie. Ons kan nie sien nie. Hierdie boek Job sê vir ons dat die grootste voordeel wat ons gaan kry in hierdie lewe is God self. Ons as kinders van God, vriende, het hierdie groot voorreg om God te kan ken. En of dit nou moeilike tye is, of dit nou goeie tye is, God bly altyd dieselfde, God bly altyd ons Vader, en niks, maar niks sal ons skei van die liefde wat God vir ons het nie. Vriende, sterkte vir die Paasnaweek, ry veilig as julle gaan ry, hou julle self, pas julle self baie mooi op, totdat ons mekaar weer gaan sien. Kom ons bid saam. Vader, Seun en Heilige Gees, dit voel so baie kere dat U ver van ons verwyderd is. Dit voel so baie kere dat U nie van ons pyn en swaar kry eers bewus is nie. Vader, Seun en Heilige Gees, maar U Seun het vir ons gesterf, sodat niks meer sal kom tussen ons en U liefde vir ons nie. Help ons om in hierdie geloof te lewe, Here. Help ons om in hierdie geloof te droom en te hoop. Vader, Seun en Heilige Gees, U het U troon in die hemel gevestig. U heerskappy strek oor alles en alles.